Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. In die jaar 1994 in Rwanda het 'n jong man, Emmanuel, 'n huis binne gestorm en voor die oë van Juliet, haar man en haar kinders vermoor. Ek weet nie hoekom hy haar nie doodgemaak het nie, maar die jong man, Emmanuel, het wel tronkstraf gekry as gevolg van hierdie gebeurtenis. Die verhaal vertel verder, toe Emmanuel vrygelaat is, het hy na Juliet toe gegaan en hy het om vergifnis gevra. En vriende, Juliet het hom vergewe. Maar sy het hom nie net vergewe nie, want vandag is Emmanuel en Juliet baie goeie vriende. En hulle werk saam om ander mense in gemeenskappe te help met vergifnis en genesing. Hierdie klink so bietjie unreal, nie waar nie? Of kom ek vra so, klink dit reg? Sou jy, sou ek? Maar vriende, dalk as 'n mens hierdie verhaal hoor, dan fokus ons op die verkeerde boodskap. Sien, Emmanuel het gaan jammer sê. Hy het gaan onvergifnis vra. Wat beteken, hy moes tot bekering kom. Nou hierdie woord bekering, wanneer hy vertaal word in Hebreëus, beteken dit om spyt te wees, om jou te bekeer. Die Griekse weergawe beteken om van gedagte te verander, om berou te hê, of om jou te bekeer. Bekering. Sien vriende, ware bekering lei tot radikale verandering. 'n Verandering, 'n draai weg van dit wat God haat. Mens voel skuldig, spyt en besef jy is heeltemal genuine verkeerd en jy toon berou. Want dan ultimately lei dit tot ware bekering. Emmanuel was 'n moordenaar. Vandag help hy ander mense met versoening. Dit, vriende, is 'n radikale verandering. En dit bring ons by ons Bybelbelofte vanoggend. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal geen voorspoed hê nie, maar hy wat dit bely en laat, sal barmhartigheid vind. Salomo gee vir ons hier 'n dubbele belofte vir beide keuses wat 'n mens kan maak. Want jy's vriende, die proses van bekering is jou en my besluit. Dis ons keuse. En die belofte is, as ek en jy ons oortredinge bedek, sal ons nie voorspoed hê nie. Maar Salomo sê, die een wat sy sondes bely en wegbeweeg daarvan af, hy of sy sal barmhartigheid vind by God. Dawid se berou was altyd so diep en so groot en baie emosioneel. Ek ken my oortredinge, Here, maar wees my genadig. O God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Vriende, luister saam met my na die pragtige lied vanoggend. Oh, love that will not let me go, I rest my weary soul in thee. I give thee back the life I owe, that in thine ocean depths its flow may richer
Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans, Lewende Beloftes. Vriende, ek sit nou en dink, het Immanuel vergifnis van Juliet verdien? Of kom ons vat dit verder, het hy dit van God verdien? Want die wet van God sê immers, jy mag nie doodmaak nie. En is maar eintlik so mooi hoe Paulus hierdie in Romeine 5 verduidelik. Ons, wanneer ons berou toon, berouvolle sondaars is, word nie net vergewe nie. Maar vriende, ons word vrygespreek, ons word regverdig verklaar. Sjoe, regverdig verklaar, met ander woorde vrygespreek, om as regverdig verklaar en behandel te word. En soos Paulus verder hieroor skryf in Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Sien, hier is die ding, vriende, so baie mense het die verkeerde indruk. Ons dink dat ons status voor God, dit wat hy van ons dink, hang af van ons goeie of slegte werke. Maar daar's niks in die Bybel wat hierdie wanindruk ondersteun nie. Absoluut niks. Maar wat die Bybel ons wel leer, is dat 'n berouvolle sondaar ondervind volkome vergifnis. Ons word met God versoen, herenig. Dit maak nie saak hoe sondig jou verlede lyk nie. God vergewe alle sondes. Efesiërs 1 vers 7 leer ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Wanneer ons besef dat Christus se bloed ons sondige verlede skoon was, vriende, dan bring dit ook genesing vir elke liggaam en siel. Skuldgevoelens is oorbodig, want in Christus is alles vergewe. Maar hy wat sy sondes bely en laat, sal barmhartigheid vind. Hier is die duidelikste manier om hierdie op te som. God spreek elke sondaar vry van enige skuld en beskou hom of haar as regverdig. Nie omdat ek en jy goed genoeg is nie, maar op grond van wat Jesus Christus gedoen het. En dit is hoekom Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 8 en 9, dat ons nie gered word deur dit wat ons doen nie, maar om te vertrou, te glo in dit wat Christus gedoen het. Sy bloed bring verlossing. En vriende, wanneer ons dit glo, krediteer God Jesus Christus se geregtigheid aan my en aan jou. Wil jy vry wees van jou skuld? Wil jy vrede hê met God? Wil jy die ewige lewe hê? Wil jy 'n lewe lei anders as die van jou verlede? Spreuke 28 vers 13. Maar hy wat sy sondes bely en laat, sal barmhartigheid vind. Ek wil jy graag uitnooi, as jy meer Bybelinligting verlang oor regverdiging of die proses van bekering en skoonwassing, asseblief kontak ons, awrafrikaans.org. En onthou vriende, ons wil ook graag saam met jou bid. 060-248-1172 060-248-1172. Maar daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid. Ons hemelse Vader, dankie Here dat U my nie regverdig op grond van my eie doen en late nie, maar Vader, op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Vader, dis my gebed vir oggend dat die Heilige Gees elke luisteraar vir oggend sal lei, sal ooreed van sonde en ons sal bring tot ons knieë en ons sal help om te bely dat ons sondaars is. Vader, leer ons en gee ons die geloof van Jesus Christus, sodat ons U vergifnis sal aanneem en met vrymoedigheid voor U kan staan, skoon gewas. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Amen.